Vandag gaan ek met julle 'n bietjie gesels oor die vraag wat so by baie mense opkom. Mag die vrouens preek of mag hulle nie preek nie? Ek het al 'n video gemaak laasweek, so kom ons kyk verder. Wat sê Timoteus in die Bybel rondom die vrouens? 1 Timoteus 1, 1 Timoteus 2 van vers 9 tot 12. En ek wil hê julle moet asseblief die hele 1 Timoteus gaan lees. Die hele 1 Timoteus 1 en 2, dan gaan julle sien in watse konteks is hierdie gesê vir die vrouens. Hoekom het Paulus dit gesê vir Timoteus? Hy moet kyk na die vrouens, dat hulle reg aangetrek is, dat hulle, maar soos die vrou betaam wat die godsvrug bely met goeie werke. Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid, en laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou. So sy moet reg aangetrek wees, nommer 1, sy moet haar nie behang met allerhande parels en allerhande kosbare klere en allerhande vlegsels so goed om aandag te trek soos die vrouens altyd wou gedoen het, want hulle het gedink dat hulle so die manne wat ongered is by die Here kan uitkry. En ongelukkig werk dit nie so nie. Ons moet regtig ons klere drag moet pas by ons bekering, by ons godsvrug, soos Paulus sê. En dit is die belangrikste, dat ons kleredrag pas by ons godsvrug. Dat ons nie behang met allerhande goed om aandag te trek nie. Is niks meer verkeerd om mooi te lyk nie, niks nie, maar die mooi moet van binne afkom. Dit moet nie van buite eet, dit moet van binne afkom. En dan sien 'n mens ook nie regtig die buitenste eerste raak nie, mens sien die binneste eerste raak. Nou sê hy, julle moet stil. Vroues moet haar in stilte laat leer. Nou in die Joodse tyd was die gebruik gewees in die Bybelse tyd dat die vrouens nie gaan studeer nie. So hulle het geen geleerdheid gehad nie. En toe hulle nou die woord beginne bestudeer en dit mag bestudeer en daaruit mag wys word en leer. Toe wil hulle nou inklim en hulle wil nou vir almal net leer. En toe sê Paulus vir Timoteus, kyk mooi dat die vrouens onderdanig is aan hulle manne. Laat hulle eers by die huis geleer word rondom die woord van God, voordat hulle allerhande valse teachings kom gee in die gemeente of waar hulle dan nou ook al wil teach. So daai stilte wat hy sê, wat haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. Dis reg, ons moet onderdanig wees. Ons is nie slawe nie, maar ons is onderdanig. Ek het vir julle vertel in die vorige video, dat daar was 'n keer gewees wat my man gesê het, ek voel nie, jy moet gaan bedien hierdie naweek nie. En toe het gesê, as jy so voel, dan is dit reg, dan stem ek saam. Want op die ou einde van die dag is jy my hoof, en jy hoor by die Here, en as daar enige aanslag op my lewe is, of dit is die verkeerde tyd waar ek wil gaan bedien, dan sal jy dit mos nou ook hoor, nie net ek nie. So ek het tuis gebly, dis reg, ons moet onderdanig wees. Nou sê hy, julle moet in stilte geleer word. Dit beteken nie, zip het nie, jy mag nooit praat nie, vrou. Nee, jy word nie geonderdruk nie, jy is 'n geesmens, soos ek in die vorige video verduidelik het, soos enige ander geesmens. Manne en vroue is dieselfde in die gees. Maar in stilte, dit beteken, jy moet kalm wees. Jy moet jou houding moet reg wees. Leer. En dit is waaroor alles gegaan het, hoekom Paulus gesê het, laat die vrouens maar net eers 'n bietjie kalm wees, kort en kragtig. Paulus sê vir Timoteus, moenie enige leiers aanstel nie, veral nie die vrouens nie, want hulle het nog nie genoeg kennis nie. Hulle is nog nie volwasse genoeg nie. Maar dit beteken nie dat die vrouens van vandag nie mag preek nie. As jy getroud is en jy is onderdanig aan jou man en hy gee vir jou toestemming en hy seën jou om uit te gaan, is niks meer verkeerd nie. Niks nie. En daarmee wil ek julle seën en vir julle sê, wees reg aangetrek vrouens, dat die beeld van Christus uitgebeeld word. Praat die regte goed, moenie valse leringe gee nie, en wees onderdanig aan jou man. As jou man jou geseën het en toestemming gee, is jy geseënd om die woord te verkondig. En daarmee wil ek afsluit en sê, geseënd is julle, tot volgende week toe,
gaan ons verder gesels oor die vrou wat gered is en die man wat ongered is. En wat moet die vrou doen? Hoe moet die vrou lewe? Wat mag sy nie doen nie, omdat die man ongered is. Maar ons gaan volgende week daaroor gesels. Vrede vir julle. Ek seën julle in Jesus naam.